die herhaling. Ek is bly, ek verbly met die Heer. Hy het my 'n nuwe kleed gegee. Lied nommer 8. woord van die Here ook by 1 Timoteus 6, bladsy 278. Loop by die Here se woord so voor ons oop, kom ons word baie stil en dan bid ons net eers saam. Wonderlike Hemelse Vader, vanaand wil ons dit weer uitjubel, omdat ons diep dankbare mense is. Dankie Vader vir hierdie besondere geleentheid vanaand, waar 23 jong mense
voor baie getuies vanaand, kom sê wat hulle bely, en ook beloftes kom aan. Dit is in hierdie oomblikke, heilige oomblikke, want ons is in die teenwoordigheid van die heilige God. Wil U dan ook vir ons vanaand aangryp, en dat ons vanaand kan huis toe gaan en gaan antwoord op U woord. Dat ons nie sal uitstap en die boodskap agter sal laat nie, Here, maar dat ons huis toe sal gaan en dit voor U gaan uitmaak en gaan leef volgens U woord. Ons wil pleit dat U dit vanaand baie stil sal maak. Stil in hierdie kerkgebou en stil, Here, in ons harte, sodat ons waarlik kan hoor wat U vir ons sê. Net in Jesus se naam. Amen. Ek gaan eintlik 3 gedeeltes lees. Ek sal vir julle noem soos wat ons aangaan, maar eers 1 Timoteus 6 vers 11. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Dan draai ons net om na hoofstuk 4 van 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. En dan Hebreërs 12, wat sy 299. Hebreërs 12 vers 1, wat sy 299 in my Bybel. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai. Dan sal julle nie geestelik moet word en uitsak nie. Net tot sover. Broeder en suster, eet elkeen by die deur vanaand so 'n blaadjie ontvang. Ek wil hê dat jy dit nou maar so voor jou eers. En ek hoop dat jy hierdie blaadjie gaan werk en so elke nou en dan gaan uithaal. Kom ons kyk na die boonste skets. En u moet nou vanaand in baie groot eerlikheid vir uself antwoord voor die Here. Waar op hierdie skets bevind ek myself ten opsigte van my diens in die koninkryk van die Here en die gemeente waarin ek staan? Is jy daar op die veld? Is jy daar waar die aksie
aksie is. Is jy in jou gemeente en in die koninkryk van die Here daar waar die aksie is? Is jy betrokke in die koninkryk van die Here en in die gemeente waarin hy jou geplaas het? Of is jy dalk vanaand op die reservebank? Jy's deel van die span, maar jy's nie daar waar die aksie is. Jy's deel van die gemeente, jy het belydenis van geloof afgelê, maar jy's nie daar betrokke in jou gemeente en in die koninkryk van die Here waar die aksie is. Jy bevind jou dalk in die kleedkamer, soos hierdie jong mense vanaand moontlik, wat gereed maak om op die veld te gaan. Gereed maak om by die aksie betrokke te raak. Jy is dalk onder die stort, moeg geword vir die deelname, moeg geword vir die stryd, besig om af te koel. Of jy sit vanaand as lidmaat op die paviljoen, bloot 'n toeskouer, glad nie betrokke by die gemeente van die Here. Die volgende skets sê, jy kan vanaand op die atletiekbaan van die geloof wees. Jy het jou kategese voltooi wat die oefening was om jou fiks te kry. Jou belydenis van geloof was die wegspring, en solank as wat jy lidmaat van die kerk is jy aktief besig op die atletiekbaan van die Here. En die eindstreep, soos wat Paulus in 2 Timoteus 4 sê, is die dag van jou dood. Nie voor die tyd. Of jy kan skets nommer 2 by inval. Jou kategese was die begin van die wegspring, ook die inspanning, en toe jy belydenis van geloof afgelê het jy gevoel, nou het ek die wenstreep bereik. Nou gaan sit ek in rus. Ek is nie meer op die atletiekbaan. Broeder en suster, kan ek vir jou vra, waar is jy vanaand? Liewe jong mens, as jy vanaand 'n kruisie moet gaan trek en sê, hier bevind ek myself. Waar is ons almal vanaand in ons diens in die koninkryk van die Here en van die gemeente? Die Bybel sê vir my, as jy nie daar is waar die aksie is, as jy nie daar is waar die stryd gestry word op die veld, as jy nie deelneem op die atletiekbaan, is jy ongehoorsaam aan die Here. Is jy ongehoorsaam aan die opdrag wat God vir jou gegee het? Het jy die aand met die belydenis van jou geloof vir die Here 'n leuen vertel? Dit is sonde as ek 'n onbetrokke lidmaat in die kerk en in die koninkryk van die Here is. Die woord van die Here soek vir jou en vir my daar waar ons betrokke is in die gemeente van die Here. In Hebreërs 12 sê die skrywer dat ons nie geestelik moeg moet word en uitsak. Dalk het jy 'n ruk lank op die atletiekbaan deelgeneem, maar jy het begin moeg word. Jy het geestelik begin uitsak langs die pad. Jy het handdoek ingegooi, jy het onder die stort gaan staan om af te koel. Paulus sê, in die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann. Die ou vertaling sê, stry die goeie stryd van die geloof. Dis 'n goeie wedloop. Dis 'n goeie stryd waaraan jy deelneem. Want dit gaan om die Here Jesus Christus. Dit gaan daarom dat ek altyd besig is om die Here te dien, om sy naam groot te
maak, om hom te verheerlik, deurdat ek daar is, waar die aksie is in die koninkryk van die Here. Die Hebreërskrywer sê, neem deel aan die wedloop, hardloop dit met volharding. Span jou kragte in. Moenie langs die pad moeg word om Bybelstudie te doen nie. Moenie begin om jou bestudering van die Here se woord te begin afskeep, omdat jou take en jou werke daar buitekant in die wêreld soveel tyd en aandag van jou vra nie. Volhard in jou gebedslewe. Of jy langs die pad moeg geword, ook wat jou gebedslewe aanbetref. Dis maar alles so 'n afgejaagde skietgebedjie elke oggend en aand. Volhard in jou diens van barmhartigheid aan mense in nood. Volhard in jou betrokkenheid by die sendingwerk van die kerk. Volhard om 'n toegewyde, oorgegewe, belydende lidmaat van die kerk van die Here Jesus te wees. Moenie in julle toewyding verslap nie, sê Paulus in Romeine 12. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Is dit dalk vanaand van u wat in u toewyding begin verslap het? Die Bybel sê moenie. Laat die Heilige Gees weer daardie drif in jou bring. Laat die Heilige Gees weer die koolvuur aanblaas, dat die vuur weer brand in jou, uit liefde vir die Here en vir sy koninkryk. Dien die Here met oorgawe, sê hy. Want aan die einde van die pad, aan die einde van die atletiek wedloop, wag die oorwinnaarskroon, sê Paulus. Wag die Here Jesus Christus vir jou en vir my, as ons oor die wenstreep kom, as ons met volharding deel te neem het aan die geestelike wedloop, wag die Here Jesus daar vir ons om vir jou en vir my te sê, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom in die vreugde van jou Here. Daarom liewe jong mense, kom staan hier ook vanaand in die Here se woord. Daartoe het God jou geroep. Die Here het vir ons elkeen en ook vir julle as jong mense geroep om betrokke te wees in sy koninkryk. Die Here roep julle ook vanaand waar julle hier voor die kansel tot hom staan, en ek kom sê vir julle elkeen vanaand by julle naam, jy moet op die atletiekbaan wees. Jy moet op die veld wees waar die aksie in die koninkryk van God en van die gemeente waarin jy staan besig is om plaas te vind. Hy het jou geroep oor die jare, elke keer as jy onder die geklank van sy woord gekom het. Hy het jou geroep deur die werking van die Heilige Gees. En nou sê hy, en jy het die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. As jy vanaand hier kom staan, en jy kom sê, ek bely, en ek beloof, is hier 'n groot skare mense, wat vanaand getuies is, van wat jy kom sê. Mense wat eendag voor die troon van die Here gaan staan, wanneer julle ook daar gaan staan, en sê, Here, ek onthou dat hy of sy op 12 November die jaar 2000 dat die NG Kerklehof bely en beloof het. Julle kom vanaand vir getuies sê, ek bely dat ek die Here Jesus Christus liefhet. Ek bely dat hy vir my sondes gesterf het en dat hy my verlosser is. Ek beloof dat ek die Here sal dien. Ek beloof dat ek sy naam getrou sal bely voor die mense. Ek beloof dat ek aktief sal deelneem aan die werksaamhede van my kerk.
wat u as volwassenes in die verlede ook bely het en beloof het. U moet vanaand vir uself afvra, leef ek nog volgens my belydenis? Leef ek nog volgens die beloftes wat ek jare terug voor die kansel vir 'n skare getuies afgelê het? Daarom, liewe jong maats, kom die woord van die Here dit vanaand op julle harte bind en op ons ander wat vanaand hier sit, en hy sê voor God en voor Jesus Christus beveel ek jou. Die woord van die Here wil dit vanaand op julle harte kom bind en sê voor die subtile en onberispelike uit. Die opdrag wat die Here vir julle in sy woord gee. Die opdrag dat jy daar moet wees waar die aksie plaasvind. Die opdrag dat jy in die koninkryk van die Here 'n lewende, kragtige lidmaat in sy koninkryk moet wees. Voer daar die opdrag stiptelik uit, sonder om ergens langs die pad te laat slap lê. Sonder om ergens langs die pad in julle toewyding te verslap. Sonder om ergens langs die pad lam knieë te kry en slap hande te kry. Onberispelik, voer dit uit as kinders van die Here wat vir die Here afgesonder is. Wat vir die Here leef. Wat met oorgawe en toewyding jou hele lewe in diens van die Here stel. Wat alles vir hom gee. Jou tyd, jou kragte, jou gesondheid, jou geld. Omdat die Here jou daartoe geroep het en omdat jy dit ook vanaand kom beloof het. En hoe gaan julle dit regkry? Die Hebreërskrywer sê vir ons almal, hou julle oog gefestig op Jesus. Kyk na sy voorbeeld. Hy was bereid om die kruis te dra. Hy was bereid om die teekanting van die sondaars te verdra, sodat hy die vreugde kon smaak wat vir hom gewag het. Wees bereid om op hierdie pad die kruis te dra, want die kruis in die diens van die Here sal julle moet dra. Wees bereid om die teekanting van die sondaars wat oor julle pad gaan kom te verdra. Want julle het 'n uitsig. Julle het 'n uitsig op die heerlikheid en die vreugde wat op die einde van die pad vir julle wag. Daarom sê Paulus in 1 Timoteus 6, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Hy kom sê vanaand vir ons almal, wees so besig in die koninkryk van die Here. Wees so aktief betrokke as 'n kind van die Here, waar God jou ook al plaas. Sodat as die Here Jesus Christus skielik kom, as die Here Jesus Christus skielik kom, dat hy vir jou en vir my besig sal doen met sy werk, met sy dinge, met sy koninkryk. Dat as die Here skielik kom, hy vir jou en vir my op die geloofsatletiekbaan sal kry, waar ons volhard in die wedloop. Dat wanneer hy skielik kom, hy ons daar op die veld sal kry, nie op die paviljoen as toeskouers, nie op die reservebank nie onder die stort nie langs die veld waar ons moeg geword het en uitgesak het nie, maar waar hy vir my en vir jou besig sal vind as mense wat in die goeie stryd besig is om die stryd te stry. En dan sal die Here ook vir jou kan sê, as hy vir jou so besig vind, goeie en vertroue diensknegt, oor weinig as jy vertrou, oor veel sal ek jou aanstel. Kom in die vreugde van die Here. Mag jy vanaand
nadat jy hier voor die kansel voor getuies, belydenis van jou geloof afgelê. Jou beloftes kom maak het teenoor die Here, mag jy die krag ontvang om daarin te volhard, om dit te bly uitleef. Broeder en suster, mag ek en jy, wat alreeds op hierdie pad is, vir hierdie jong mense die voorbeeld stel, dat ons met vrymoedigheid vir hulle kan sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Jesus Christus sy voorbeeld navolg. Amen. Hemelse Vader, U het vir ons geroep, ook hierdie jong mense word geroep vanaand. U het aan ons elkeen 'n opdrag gegee. Vergewe vir ons waar ons langs die pad moeg geword het en uitgesak het. Vergewe ons waar daar nog slap hande en lam knieë in die gemeente is. Maak ons almal saam met hierdie jong mense, kinders van die Here, wat volhard in die wedloop, wat deelneem aan die stryd, en dat ons sal stryd teen die sonde, en stryd teen die Satan, en in U naam die oorwinning sal behaal, sodat ons en die jong mense eendag die oorwinnaarskroon as genadeloon uit U hand sal ontvang. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou die jong mense na vore, hulle sal vorentoe kom soos wat ons die naam aflees. Eerstens Chanel Achenbach, Elena Becker, Karin Pretorius, ons is nou by Karin, dan is dit Madeleine Stroewieg, Etienne Swart, Jacob van der Wal, Josia van Dijk, Jacques Venter en Pierre Visser. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van julle geloof te gee. So antwoord julle op die toesegging van God se beloftes in die doop. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat julle met die mond bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op Jesus te vertrou, om te lewe volgens sy woord, om getrou deel te neem aan die erediens, om getrou deel te neem aan alle aktiwiteite van jou kerk, om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle vanaand verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad blydskap toestemming verleen dat julle in openbaar julle geloofsbelydenis
aflê. Julle het alreeds as doelidmate toegang tot die nagmaal gehad. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vrae opreg te antwoord. Die eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware volkome leer van die verlossing is? Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. Ten derde, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is. Bely jy dat jy die Here liefhet. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. En ten laaste, beloof jy dat jy onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Saniel, wat is jou onderwerp? Ja. Hallo nou? Kiki? John? Esvien? Ja. Daniel? Ja. Jacob? Esvien? Chantel? Ines? John? Patrick? André? Heiner? Cornay? Cindy? Karim? Madeleine? Etienne? Jacob? Joshua? Jacques? En Pierre. Ja, nee. Op grond van die genadeverbond soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate van die Nederduits Gereformeerde Gemeente van Klerksdorp is. In die goeie wedloop van die geloof moet julle al julle kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Gemeente, sien om na hierdie lidmate. Ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar saam, want ons Heiland het gesê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ek en die Allewyn en die twee ouderlinge sal nou vir hulle elkeen 'n handdruk gee, 'n boekie oorhandig. Ek gaan nie vir elkeen 'n aparte teks gee nie, die teks staan daarin waaruit daar vanaand gepreek is. Ons vra net vir die twee ouderlinge en die Allewyn om antwoord. Wel, baie geluk. Welkom. Nou dan, baie geluk en baie welkom. Kitty, baie geluk, baie welkom. John, baie sien, baie geluk. Is weer, baie geluk, baie welkom. Daniel, baie geluk, baie welkom. Jacob, baie geluk, baie sien sterk. Etienne, baie welkom en baie geluk en sterk. Chantel, baie welkom, geluk, sien en baie. Tinus, baie geluk en welkom, hoor, sien geluk. John, baie geluk, baie welkom en sien geluk.
Daar is Patrick, baie geluk, baie welkom. Sien. André, baie geluk, welkom as lidmaat. Sterkte op die pad. Reiner, baie geluk, baie welkom. Sien en sterkte. Corneille, baie welkom, baie sien, baie geluk vir julle. Cindy, baie welkom, geluk en sterkte. Corrie, ja, Corrie, baie welkom, baie geluk en sien. Madeleine, baie geluk, baie welkom en sien vir julle. Etienne, baie welkom as lidmaat en sien vir jou, baie geluk. Jaco, baie welkom, baie sien en baie sterk. Joseph, baie geluk, baie welkom en sien vir jou. Jacques, baie welkom Jacques, baie sien, baie geluk. En dan Pierre, baie sien, baie geluk en baie welkom. Ek gaan nou vra dat u die gesangeboek oopmaak by gesang 338. Terwyl hulle staan. Gesang 338. Die heel eerste vers. En dan wil ek net vra dat waar daar staan deur die Gees o Here, die egpaar altyd by, sing ons staan deur die Gees o Here, ons kinders altyd by. Kom ons sing die eerste vers van Gesang 338 as 'n seënbede vir hierdie 23 jong mense. Ek wil net graag namens die kerkraad vir u dan vanaand sê, baie geluk met die kinders. Ek glo dat u vanaand baie dankbaar is. En ek glo wens sit dit met so 'n stukkie hartseer. Jou kind is groot geword. Mag u as ouers vir hierdie kinders bly bid op die knieë. Want ouers op hulle knieë hou hulle kinders op hulle voete. Mag u dit doen so lank as wat u leef en die kinders leef. En kan ek vanaand vir iets baie dankie sê. Ek weet ek het 'n paar keer met hierdie jong mense daaroor gepraat. Maar dankie vir hierdie jong mense wat vanaand wat hulle klere dra aan betrek. Pragtig is. Gepas by die geleentheid. Ek sê vir u baie dankie. Ek kan sê. En nou weet ek, die oumas en oupas kan nie altyd moet opstaan teen hierdie styfvoer en die steek net die hande op, al die groot ouens. Selfs miskien oupa grootjies. Hier's 'n paar van hulle. Baie geluk ook vir u. Ek glo dis 'n wonderlike geleentheid om die kleinkind ook hier vanaand te kan sien. Baie dankie. Ons is dankbaar dat hulle almal hier is. Die koor gaan nou tot lof van die Here sing en direk daarna sal die offergawes opgeneem. Yeah.
gespreek het, gaan hulle net bietjie agterbly of net 'n foto neem van die groep. Dan kan hulle daarna die foto bestel. So ons vra dat jy as ouers of enige van die familie wat 'n bietjie wag, ons gaan nie lank wees nie, sal gou gaan. Kom ons sluit af op Gesang 269, al drie verse my lewe bly aan u gewy, Vader van genade, vers 1, 2 en 3, Gesang 269. Ons huise kaal mure, ek onthou hoe die kerslig kon speel, deur die nag met sy donker droomure, met my pa het ek alles gedeel. Ek onthou nog die lag in haar oë, ek onthou sy altyd kon troos, my geleer van vertrou en van glo. Gehelp as ek seer kry, was altyd maar naby, my ma sal vir ewig in herinnering leef. Hoe sê mens dankie, na soveel jare? Hoe sê mens dankie, al is dit laat? Ek sal my nooit vergeet nie, wie vir my lief is, vir goed onthou. Hoe vergeet mens die swaar en die seer kry, deur te dink aan die goeie wat was. Daar is soveel wat leef in gedagtes, en ou foto's wat lê in 'n kas. Kyk eens lag rondom jou na die lewe, jy sal sien, almal jag net verby. Gaan dan terug na 'n goue verlede, gaan vind vir jou vrede, jou anker en jou rede, en jy sal wel sien hoe die wiel vir jou draai.